Episode 5. Die reddingspoging. Pom het uiteindelik in Parys aangekom. Hy moet onmiddellik vir Brackenjan en die musketiers in die hande kry om vir hulle te sê dat hy gesien het hoe dat die koning gevange gehou word in die klooster waar hy vir sy neef Pantoufle gaan kuier. Mense het voel op 'n katomkap. Soek maar goed, Brackenjan se huis is net hier om die draai. Nee, se geval ek my opbreekies kon skiep. Ja, hier zo. Nou, maar die trappen ook nog zo hoog is. Dag sê, hoe gaat het flip jou zin en waar was jou pa? Hallo Pom, hy is daar in die stal besig om 'n rokkie te rooskap. Pom vraag, hoe is jy so haastig? Hy skoon vir sy trolle af. Arme Pom raak elke dag al hoe maller. Ag ja. Poister rof die manolletjie sommer baie mooi en jonge. Ek sê Brackenjan. Pom, maar wat doen jy hier? Ek dog jy kuier by jou neef Pantoufle, hè? Ja, maar... Nou kom sit hier, Ja. Pom. Toe. Ja. Brackenjan, die koning help. Gewoon 'n mylband uit die gevangene daar aan die kant. Wag, ek dink ek verstaan. Huh? Dis 'n speletjie. Jy wil hê ek moet 'n raaisel oplos, né? Nee man, wat 'n geraaisel is dit nou met jou? Ek was by die klooster en jy sal nooit raai wie dit daar gesien nie in 'n sel. Jy gaan reg agteroor val as ek vir jou moet sê. Dat was die koning, hoor jy my, die koning? Wat sê jy? Ek sê jou, Die koning? einste. Wat dis mos onmoontlik. Hè? Sê jy nou ek praat twak of wat? Ek het hom dan met my eie oë gesien in die klooster toe ek die eerste keer op hom afkom met 'n goue mylband om sy kop gehad. Nee, wag. Nee, dit kan nie wees. Hè? Nie regtig, Pom. Ek was dan nou net by die paleis gewees. Dit was hierdie koning daar in die Brackenjan. Luister nou. Jy sien, Ek is deur 3 mans ontvoer. Hulle het uniforms gedra met die vleurde baie duidelik op hulle bors geborduur. Hulle het my aangeval terwyl ek geslaap het en my hierheen gebring. Pom, jy is al een wat my kan help. Jy moet onmiddellik die koningin en die musketiers gaan waarsku. die majesteit, ek sal my lewe waag om dit te red. Maar was jy nie gister by die paleis nie? Jy sien, my tweelingbroer het my plek ingeneem. Hy het my uitoorlê en is nou koning van Frankryk. Die tweelingbroer sê. Ja, dis reg. Toe ons gebore is, het iemand vir my pa die raad gegee om een van ons 2 weg te steek. Skok. Want sodoende sou die vorstehuis nie in gevaar wees nie. Dis toe dat hulle my broer, die hertog de Blanbec, na 'n klooster geneem het. Sedertdien haat hy my, en dit het later van hom 'n slegte mens gemaak. En hoewel ek nie my skuld is nie, dink hy tog dat ek hom te nakom. Ek het al hoeveel keer met hom daar probeer praat, maar dit het net mooi niks gehelp nie. Hy sal nie sommer tou opgooi nie, wees versigtig. Ek het so voorgevoel dat die troon van Frankryk in groot gevaar is. Die majesteit, ek sal hier, ek moenie bekommerd wees, jy hoor? Genigtig, dit klink ongelooflik. Wat meen jy nou? Ek sê vir jou, dis die waarheid. En ons moet onmiddellik soontoe gaan om die koning te gaan help. Aha, ek sien. Nou verstaan ek die koning se snaakse gedrag. Hy's nie die koning nie, die brak is 'n bedrieger. Maar ek sê jou, man, Ons moet die koning gaan red. ja, die koning het ook van my gesê dat ons baie versigtig te werk moet gaan. Vir Frankryk se onthou by jy sien. Dan kry die vyand snuf in hulle neusgate. O ja, natuurlik. Luister. Die eerste ding wat ons moet doen, is om dadelik vir ons vriende te gaan vertel wat gebeur het, sodat hulle en meneer de Treville kan weet wat se ramp Frankryk getref het. Ja, ons sal moet vinnig speel, ou Brackenjan. Daar is nie meer baie tyd oor nie, kom. Wat? Weg is ons! Waar gaan julle? My naam is Brackenjan en ek is hier om meneer de Treville te kom sien. Nou maar goed, jy kan aangaan. Hey, wag op my, ou Brackenjan. Afgezien van al die toerusting en voorrade en alles wat ek opgenoem het, moet julle ook veevoer van 200 kilogram en dieselfde hoeveelheid graan, afgezien van al die... Vriende,
Vriende, luister, ek het nuus vir julle. Ek het baie belangrike nuus vir julle. Baie belangrik. Ek hoop dat die nuus wat jy vir ons bring belangrik genoeg is om hierdie onderbreking te regverdig. Maar natuurlijk. Vriende, die koning is ontvoer. Is dit wat ek nou net gehoor het, die waarheid? Maar natuurlijk is dit die waarheid. Ek het die koning met my eie oë gesien en ek weet ook waar hy is. Ontvoer? Nie nonsens praat nie, Pom. Wat? Ek het dan net vanmôre met sy majesteit gesels. Was hy nie? Dit was nie die koning nie. Dit was 'n Ek het bedrieger. dan self met die koning gepraat, ver van Parys af. Dat het toevallig so gebeur dat ek by my neef Pantouflou in die Dominique klooster gaan kuier het. En daar het ek op die koning in een van die kerkers afgekom. Hy het vir my gesê dat hy ontvoer is. En hy sê toe ek moet dringend hulp gaan soek sodat hy gered kan word. Hy gaan daar, vriende. Ons gaan nie net hier bly staan nie. Toe. Die koning moet gered word. Wag. Dinge word vir my al hoe duideliker. Ek begin nou verstaan hoekom die koning die laaste ruk so snaaks opgetree het. Vriende, dit is 'n saak van die grootste belang en niemand mag hiervan weet behalwe ons nie. Dit sal vandag lyk as ek Parys sou moet verlaat. En daarom dink ek dit sal beter wees as ek alles aan julle oorlaat. In daardie geval het ons nie veel tyd oor nie. Daarom wil ek voorstel dat ons mekaar oor 'n uur op die ou pad ontmoet, kamerade. Een vir almal. En almal vir een. Ek is jammer om u te steur, milady, maar ek bring nuus oor die musketiers. Hoe lank moet ek nog wag voor jy my vertel? Ja, ek sal dadelik, milady. U sien, ek het daar op die ou pad gery toe ek skielik die klomp musketiers op hulle perde sien aankom. Jy het nie miskien gehoor waarheen hulle op pad was nie. Ek het in die bosse gaan wegkruip en hoor toe sê hulle dat hulle voor skemer by die Dominique klooster moet wees. Dit is baie vreemd. Dis jy sekerlik gesê die Dominique klooster. Ja, milady, en hulle het ook gesê dat hulle iemand moet gaan red. Hulle gaan soek om iemand te red. Dit is werklik baie interessante nuus. En wat het jy nog gehoor? Nee, niks nie. Hulle het net daarna verder op die ou pad gery. Ek moet nou dadelik na die paleis toe gaan. Nou voel ek vreeslik ongemak. Uw eminentie, Wiedemer is hier. Sy moet dadelik inkom. Het u gesê kan maar inkom, eminentie. Ek wil hê dat jy hierdie dokumente vir my moet gaan aflewer. Reg is jy? Alwees uw eminentie. Ja, dit sal alwees toe gaan doen dit nou. Ek vra verskoning, milady. Vriende, jy is ook altyd in die mense pad. Ek verskoning, milady. Wat 'n wonderlike verrassing, milady. Ek het jou glad nie vandag hier verwag nie. En waaraan het ek die besoek van jou te danke? Ek het nuus wat u baie interessant sal vind. Dit is 'n verband met u geëerde vriende, die musketiers. Die musketiers. Dit is altyd vir my 'n plesier om oor ons vriende die musketiers te gesels. U eminensie, ek vermoed dat hulle alweer iets in die mou voer. Hulle is met die ou pad hier uit Parys uitweg en iemand het vir my gesê dat hulle van plan is om na die Dominique klooster toe te gaan. Jy sê die Dominique klooster. Dis snaaks, want wat op aarde sal die musketiers daar gaan soek? Ek het gehoor dat hulle op pad is soontoe om iemand te gaan red, u eminensie. Is hulle soontoe om iemand te gaan red? Ek moet sê, dit klink baie verdag. Sommer baie verdag. Ek dink ek gaan so 'n paar van my beste manne na die klooster toe stuur. Nou ja, voordat ons ingaan, Pom, dink ek jy moet eers aan ons verduidelik hoe dit binne lyk. Nee, jy kan dit maar aan my oorlaat. Ek teken dit sommer gou hier. Luister nou, daar is 2 ingange. Die hoofingang en die ingang hier by die kombuis. By albei van hulle sit daar 'n wag. Hulle sien hier is die kombuis. Goed, vriende, let nou op. Ek gaan vir julle wys hoe om by die koning uit te kom. Hier langs is 'n stel trappe en daar's 'n lang gang wat reguit na sy majesteit toe sal hy sonder dat julle gesien word. Daar's 'n wag by die koning se self, pas maar op vir hom, want hy is 'n gevaar.
dadelike kelang. As hierdie wagheers in die prentjie uit is wat natuurlik nou vir julle kinderspeletjies sal wees, moet ons die koning bevry en daarna uit die klooster uit beweeg op dieselfde manier as wat ons gekom het, sonder dat iemand vir ons sien. Dit behoort nie moeilik te wees nie. Julle sal dit sommer tjoef-tjaf doen. Nou goed, watter deur stel jy voor moet ons gebruik? Ek sou sê die kombuisdeur. Een van die monnikke het die sleutel en hy kyk wie gaan in en wie gaan uit. Het jy al vir jou een of ander toertjie uitgewerk wat jy verby al haar wagte gaan kry? Daai klop haaswors is aan my nie kry nie. Hulle sit gewoonlik aan dobbel hierdie tyd van die dag. Nee, ek lag vir hulle. Dit sal 'n goeie plan wees as jy iewers deur 'n gaatjie kan kruip. Dink jy sal dit kan doen? Maar natuurlik, ek weet al klaar van een waardeur ek kan glip. En 'n kits. Dis 'n goeie idee. Want so kan Pom die sleutel in die hande kry en vir ons die deur van binne af oopmaak. Dit se manne, ek is reg vir aksie. Los dit maar vir my. Het jy dit gehoor, Arm? Wat sê jy? Nee, ek het absoluut niks gehoor nie. Ja, ek ook nie. En ek het ook niks gehoor nie. Wat van jou, Pom? Het jy dalk 'n vreemde geluid gehoor? Nou nie so laat ek kon agterkom nie. Ja. Kom ons gaan nou oor tot aksie. Nadat Pom vir ons die deur oopgemaak het, moet ons die wagte wat die ingange beskerm takel en daarna die een by die koning se sel. Kom ons hoop maar dat die ander wagte nie gaan inmeng en probleme veroorsaak nie. Voorspoed. With Ronald McDonald. Veel geluk. Na al hierdie jare is Frankryk uiteindelik in jou hande. Dit lyk vir my asof die geluk nou finaal aan jou kant is. Ja, vriend, jy is heeltemal reg. Ek het lank gewag, maar dit was die moeite werd. My broer, die koning van Frankryk, se dae is getel. Hy sal nooit weer hier sit nie. Ja, nee, alles het goed uitgewerk. En niemand is eens bewus daarvan dat Frankryk myne is nie. Ja, dis die soort posisie wat jou karakter perfek pas, ou vriend. Ek hou nie van wat ek nou hier sien nie. Wag, ek het 'n uitstekende plan. Ek sal hier die lei klim en as hulle my hoor, gaan hulle dink is die wind. Slaap jy maar, monnikie, dan vat ek stilletjies jou kleedings. Pom, dankie toch, jy is terug. Ek het net wat is so dat as jy nie pantoflou. Ons moet baie versigtig wees, die musketiers het ons al dringend nodig. Ek is hier om vir hulle die deur oop te maak, sodat hulle die koning kan. Wel, wat wil jy moet ek doen? Ek slap jou skouers klim nie, wie dan vat ek die sleuteltjies. Jo, hoekom moet ek altyd die vuilwerk doen? Ag, maar nou ja, ek sal enigiets doen om sy majesteit te help. Ja, is jy nog hier zo? Ja, maak dit gauw. As maar nou iets kry, net wat ek soms kan daai stoel gebruik. Maar ek weet nie of hy hoog genoeg gaan wees nie. Kom ons kyk. Nee, vraag eens, ek doen dit nie weer nie. Kyk hier, as jy nie so zwaar was hier, dan kon ons het andersom gedoen het. Nou nog afboord klaar, ek het nie veel tijd om te morsie, hoor jy dit? Toe kom aan, vrienden, jullie kan nou maar aankom, maar moet net jullie bij maken, want net te hoor die wachten ons. Dus stoor die. Dat is wel iets wat ons krijgt. Ja, niet zo waar, maar die ergste is dat ik altijd die zwaarste getraind word. Het jy ook gesien wat daar gebeur het, Willimer? Ja, hulle het almal in die klooster ingegaan. En dit het gelyk of hulle nogal haastig is. Wat dink jy, meneer, moet ons hulle maar volg? Nee, dis te gevaarlik. Ek het 'n beter idee gestaan dink. Kom ons wag hier tot hulle uitkom, dan kan ons sien wie hulle gered het. Kom ek hier. Wat sou jy doen?
Dis allemaal een meneer julle. Toe, hiernatoe julle. Julle moet ek lyk of hierdie weer glad nie sleg sal wees nie. Wat so? Wat so? Is goed, Aramis. Dis ook maar goed so wat ek het al begin verveeld raak. Maak gou vriende, ons moet na die sel toe gaan. Ek kan nie meer wag nie. Kom nou. Draai ook so, mes so sê die hele dag nie. Nou wat is dit nou weer? Dis ballon goed. Staan op. En toe kom nou by julle baie versigtig wees, daai ou is 'n gevaarlike kraak. Daar sê. Pak nou gauw, Portos. Kom julle. Pak gauw. Ja, maar julle moet saggies weg. Arme. Daar sê hy voor toch. Wacht net een beetje, kom je nou ja bij majesteit. Daar sê majesteit. Oei. Dankie, Pom. Ek het die hele tyd geweet jy sou my nie in die steek laat. Ja, ek moes beloof. Julle weet nie hoe bly is ek om julle te sien in my getroue musketiers. Doe my gewoon die koning. Die majesteit. Sê vir ons, dis als in die hakkie, majesteit. Ek maak hier niks nie, ek is net bekommerd oor die koningin. Toe maar wees gerus, die koningin het niks oorgekom nie, sy is veilig. Kom, ons moet gou maak, my getroue musketiers. Ek kan nie wag om weer by die paleis te kom nie. Ons gaan nou met die gang af tot by die trappe, u majesteit, en as daar enige struikelblokke is, sal ons hulle uit die pad uitboemer. Kom hier, majesteit, ouers en kom sal hulle bezig hou. Vieze de brakken en de eerste slaap niet. Oh ja, dat was mijn idee. Nou gaat er weer de meeste. Kom. Voorwaarts, vrienden. En nou, my getroue musketiers, dink ek dit sal 'n goeie idee wees as ons mekaar voorspoed wens deur te sê een vir almal. Toe kom julle nou. Meneer, kyk daar kom hulle. Ja, ek sien. Dit lyk goed, baie goed. Niemand sal u nou herken nie. Ja, ek stem saam, Brakkenjan. Met hierdie klere aan sal niemand weet dit is ek nie. Kyk daar, hulle het 'n monnik daar by hulle. Hy lyk nie vir my belangrik nie. Ja, ek kan ook nie verstaan waarom 'n monnik so belangrik is nie. Maar in elk geval, kom ons gaan terug Parys toe.
Dit lyk vir my na 'n goeie plek om die nag deur te bring. As die majesteit saamstem, dan kan ons vir die nag hier kamp opslaan. Dis 'n goeie idee. Ek moet erken, ek begin nou moeg word. Wat sê jy nou, neefie? Het jy nou al besluit of jy vir die nag hier so by ons gaan bly of wil jy liewer terug gaan huis toe? Ja, ek dink tog ek sal maar bly. Goeiste, vandag was so opwindend en vol avonture, dat ek nie weet of ek nou aan die slaap sal kan raak nie. Hey, jy moet nie te oorywerig raak. Jy gaan nie toelaat dat jy my werk oorvat nie. Hoor nou net Jy so weet, as mooi. ek nou so daaraan dink, hou ek eintlik meer van pantoefel. Ja, wie ek ook. Hy kla minder as Pom. Sal die dag wees. Dan buiten dit is hy 'n klein potjie rol, so hy hou daarvan om te eet en dis 'n goeie teken. Ai, Paul, môre gaan bly jy in die klooster en dan gaan Pantoefel saam met ons terug Parys toe nie. Ondankbare goeders. Jy's tog so snaaks, hoor jy vir my? Luister, ek verseker jou, jy's die knapste muis wat ek ken. Jy het nie alleen my lewe gered nie, maar jy het ook vir Frankryk gered. Ag, dis vir my 'n eer. Die majesteit. Nou toe, dis laat julle my nog gaan slaap. Daar wag nog 'n lang reis vol avontuur op ons vriende. Die musketiers gaan hulle bes probeer om die koning veilig in Parys te kry. En Pantoefel gaan terug klooster toe. In die volgende episode moet die musketiers behoorlik uithaal om die koning te beskerm. Wiedemer en sy manne het snif in die neus gekry en gaan ontmoet die musketiers op pad terug Parys toe. Wanneer Wiedemer daarop aandring om te weet wie die monnik is, loop dit op 'n geveg uit.